Groet in die mooie naam van Jesus Christus. Ek begroet elke individu onder die invloed van my stem. Die Here is baie wonderbaarlik, die Here is goed. En vanaand het ons weer eens 'n voorreg om in die teenwoordigheid van die Here te wees en die woord van God te deel op hierdie broadcast. Ek wil vra waar jy ook al vanaf ingeskakel is, prys die Here. Kom ons maak ons oë toe en ons bid saam. Vader, baie dankie vir 'n oomblik soos hierdie. Baie dankie Heilige Vader vir 'n geleentheid soos hierdie. Baie dankie dat U God is en so wonderbaarlik goed is vir ons, vir myself, vir elke individu wat ingeskakel is, elke individu wat kyk, elke individu wat hier is op hierdie broadcast. Baie dankie Here dat U so wonderbaarlik is. Baie dankie Here dat U genade so wonderbaarlik oor ons almal is. En baie dankie Vader dat hierdie boodskappe wat uitgaan Here, boodskappe is van liefde en boodskappe is van omgee en boodskappe is van verlossing en vrymaking, genesing in Jesus magtige naam. Ek bid Vader word verheerlik in hierdie broadcast en ek bid Heilige Vader seën elke individu wat ingeskakel is, seën elke individu wat kyk in Jesus magtige naam. Amen. Prys die naam van die Here. Dis weer eens 'n voorreg en weer eens 'n voorreg. Prys die Here. Vanaand wil ek baie graag 'n woord in u lewe spreek. Vanaand wil ek die woord van God in u lewe spreek. Vanaand wil ek hê jy moet aan die ander kant wees en iemand sê, man van die Here, ek is hier om die woord te ontvang. Ek moet sê, man van die Here, ek is hier om die woord van God wat u spreek te ontvang in die naam van Jesus. Nou, ek weet nie waar jy gaan nie. Ek weet nie wat die moeilikhede is nie. Ek weet nie wat die difficulty is of die obstacle voor u is nie. Jy weet, soms is die lewe 'n manier om mense te humble. Soms is die lewe 'n manier om mense heeltemal 'n vreemde prentjie te wys van waaroor die lewe eintlik gaan. En in baie gevalle, meerderheid van die gevalle weet ek, mense kom by 'n plek waar almal weg is en jy's net by jouself. Mense kom by 'n plek waar jy besef, maar ek het hierdie myl gestap saam met hierdie individue en ek het dit gedoen en ek het die gedoen en ek het daai gedoen en op die einde van die dag kom jy by 'n plek waar dit net jy is. En dan sien jy maar die omgee wat ek in my hart gehad het vir hierdie sekere hoeveelheid mense, as nie dieselfde maat van omgee wat ek terugkry of van liefde wat ek terugkry nie. En soms kom jy by jouself en jy sit teleurgesteld en jy's plat geslaan en jy weet, baie van ons maak die fout om na verkeerde plekke toe te gaan, by verkeerde plekke toenadering te soek, onsself te bevind in dinge wat ons môre oor spyt kry. As gevolg van hierdie teleurstelling, hierdie ding wat nou gebeur en hierdie ding wat jy observeer in die lewe, soos ek sê, finansiële situasie, jy kom by 'n punt waar dit net jy is as individu. En vanaand wil ek vir iemand sê, moenie die fout maak wat baie ander mense maak en weghardloop van God af nie. Moenie die fout maak wat ander mense maak om toenadering te soek in die pubs en in die clubs nie. Moenie die fout maak wat ander mense maak om toenadering te soek by dwelms nie. Moenie die fout maak wat ander mense maak deur dinge te doen en hulle toe te laat in dinge in die oomblik en agterna voel, jene, hoekom het ek dit gedoen? Jy sien, wanneer die storm kom, wanneer die storm hoog is, wanneer dit nou regtig waar moeilik is, die beste plek om na dit te vlug is na die Here Jesus Christus. Jy sê, man van die Here, ek het finansiële probleme. Jy moet nou, jy sit alleen in jou finansiële verknorsing. Man van die Here, ek is siek. Jy sit alleen in jou siekte. Man van die Here, dinge gebeur nie vir my nie. Jy sit alleen in daai situasie. En een van die redes hoekom dinge is waar dit is omdat jy alleen is in daai situasie. Jy het iemand nodig wat jy in moet nooi in daai situasie, in daai probleem, in daai moeilikhede. Jy sê, man van die Here, ek kyk die broadcast en ek luister na die broadcast, maar armoede wil net nie wyk van my lewe af nie. Daar's nie 'n way hoe ek myself en my kinders sien uit armoede uitkom nie. Jy sit in daai situasie omdat jy alleen is. Jy sit in daai situasie omdat jy nie besigheid meen met God nie. Jy sit in daai situasie omdat jy nie toelaat dat die woord van God tot jou spreek nie. Jy sit in die situasie omdat jy nie toelaat dat die woord van God openbaringe aan jou wys nie. Jy sit in die situasie omdat jy nie toelaat dat die kennis oor die woord van God toeneem in jou lewe nie. Dit is geweldig. 'n Mens moet ernstig wees met God. 'n Mens moet ernstig wees
met die dinge van die Here. 'n Mens, jy kan nie met 'n verdeelde hart na God toe kom nie. Jy kan nie met 'n verdeelde hart God approach nie. Jy kan nie met 'n verdeelde hart dink, dinge gaan nou gebeur nie. Raai wat? Jy gaan jouself vir 'n ride vat. Vat jou hart. Verootmoedig jouself voor die Here. Verneder jouself voor die Here. En sien hoe God jou optel. En sien hoe God jou finansiële probleme radikaal verander. En sien hoe God jou siekte kom genees. En sien hoe God daai situasie wat voor jou staan, wat lyk hy wil nêrens gaan nie. En sien hoe God daai situasie wegvee. Meen besigheid met God. Word ernstig met die Here. En vanaand ek 'n woord vir elke individu wat ingeskakel is, prys die naam van die Here. As jy aan die ander kant is, eien hierdie woord en sê, Here, ek vat hierdie woord vir my. Sê, Here, hierdie is my woord. Here, hierdie is my gesin. Hierdie is 'n gesinswoord. Hierdie is vir my huis. Hierdie is vir my familie. Here, hierdie is vir ek en my kinders. Vanaand het ek 'n woord van God voor my en hoor wat sê die woord van die Here. Jesaja 43 vers 2. Geweldig. Geweldig. Ek wil baie graag hê ons moet mekaar vanaand ontmoet by ons geloof. Laat die ander dinge. Vergeet van die ander dinge. Vergeet van 'n hoeveelheid rand jy moet saai aan hierdie broadcast om hierdie blessing te kry. Vergeet van jy moet my ondersteun op een of ander manier finansiëel om hierdie salwing te ontvang of hierdie deurbraak te ontvang. Vergeet vir 'n oomblik om iets te moet doen voordat die Here kan deurkom vir jou. Nee, vanaand wil ek hê jy moet net glo. Jy moet u geloof vat wat in u binneste is en jy moet dit channel in hierdie woord wat ek vanaand vir u gee. En jy moet met afwagting sit. En hierdie woord van God sal vir u vervul in die magtige naam van Jesus Christus. Hierdie woord van God sal vervul in u familie in die magtige naam van Jesus Christus. Hierdie woord van God sal vervul in u kinders se lewens in die magtige naam van Jesus Christus. Al wat hy nodig het is u geloof, maar as ek sê, maak seker wanneer jy alleen is, jy nie alleen is nie. Want die vyand vat kanse by mense wat alleen is. Die vyand dring deur tot mense wat alleen is. Die vyand soek jou op 'n plek waar jy sê, nou is ek alleen. En wanneer jy voel, jy is alleen, en wanneer jy rondom jou kyk en jy sien, maar ek is alleen, soek toenadering by die Here Jesus Christus. Die woord van God sê, hy sê, vers 1, en ek lees vir julle, ek lees vir myself en vir julle, maar nou, so sê die Here, jou skepper o Jakob, en jou vermeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, moenie bang wees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Nou, hoor wat sê die woord. Hy sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Sorry. Hy sê, as jy deur die water gaan, is ek by jou. Ek die Here is by jou. As jy deur die water gaan, is ek by jou. As jy deur die moeilikhede gaan, is ek by jou. As jy deur moeilike omstandighede gaan, is ek by jou. As jy deur finansiële situasies gaan, is ek by jou. As jy deur 'n moeilike stryd gaan, is ek by jou. Moenie bang wees nie. Ek gaan verder aan. En wanneer jy deur die riviere gaan, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Hoekom? Want ek is by jou. Vanaand spreek in die naam van Jesus Christus, wat jou watersituasie ook al mag wees, en wat daai situasie is wat so groot lyk soos 'n rivier. Die woord van God sê, jy sal nie geoorstroom word nie, in die naam van Jesus Christus. En as jy deur 'n moeilikhede stap, as jy deur 'n moeilikhede stap, wat wonde agter kan laat, die woord van God sê, hy sal jou nie eers skroei nie. Ek spreek hierdie woord in jou lewe in die naam van Jesus. Ek spreek hierdie woord in jou omstandighede in die naam van Jesus Christus. Ek spreek hierdie woord in jou finansiële situasie in die naam van Jesus Christus. Ek spreek hierdie woord in jou huwelik in die naam van Jesus Christus. Ek spreek hierdie woord in jou werksomstandighede in die magtige naam van Jesus Christus. Ek spreek hierdie woord aan jou gesondheid in die magtige naam van Jesus Christus. Mag die Here Jesus Christus wonderbaarlik aan u kant wees in Jesus magtige naam. Mag die Here Jesus Christus wonderbaarlik vir u deurkom in die magtige naam van Jesus Christus. Hoor wat sê hy sê, omdat jy kostelik is in my oë, jy's kostelik in my oë. Dis wat die Here sê.
Hy sê, hoe hoog geag is, en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek, en volke vir jou lewe. Mag dit vir jou so wees in die naam van Jesus. Ek sê, mag dit vir jou so wees in die naam van Jesus Christus, waar jy ook al vandaan ingeskakel is, wat jou naam ook al mag wees, wat jou van ook al mag wees, wat jou lineage ook al mag wees, wat jou nageslag ook al mag wees, in die naam van Jesus Christus. Die Bybel sê, daar was 'n sekere man, wat die laagste, sy familie was die minste in daardie spesifieke area, dorp en plek. En die engel van die Here kom verskyn aan hom, en hy sê, Here, maar hoe gebeur hierdie ding met my, en hoe gebeur dit so met 'n familie wat niemand sien of niemand ag nie? Ek spreek vanaand in die naam van Jesus Christus, jy mag dalk voel, jy word nie geag nie, jy mag dalk voel, mense sien jou nie, jy mag dalk voel, daar's nie 'n manier hoe ek kan uit hierdie ding uitkom, of dat omstandighede kan verander nie. Ek spreek hierdie woord van Jesaja 43 in jou lewe in die magtige naam van Jesus Christus. Ek spreek hierdie woord in jou lewe in die magtige naam van Jesus Christus. Ek spreek hierdie woord in jou lewe in die magtige naam van Jesus Christus. Hy sê, ek sal mense in jou plek gee, en ek sal volke vir jou lewe gee. Mag dit vir jou so wees in die naam van Jesus. Hy sê, jy sal deur die water gaan, dit sal jou nie oorstroom nie. Jy sal deur die riviere gaan, prys die naam van die Here. Hulle sal jou nie oorstroom nie. Jy sal deur die vuur gaan, hulle sal jou nie skroei nie. Hierdie woord van God wil ek hê iemand sê, man van die Here, ek ontvang dit in die magtige naam van Jesus Christus. Die woord sê, wees nie bevrees nie. Die Here sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring, en jou versamel van die weste af. Ek sê aan die noorde gee, en aan die suide, hou nie terug nie. Bring my seuns van ver, en my dogters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem is, en wat ek geskaap het tot my eer, wat ek geformeer, wat ek ook gemaak het. Jy is gemaak deur die Here. Hierdie seën vanaand spreek op u lewe, waar jy ook al is in die naam van Jesus. As jy siek is in jou liggaam, as jy siek is in jou liggaam, maak nie saak wat die siekte ook al mag wees nie. As jy siek is in jou liggaam, ek wil hê iemand die hand uitstrek. As jy sê, man van die Here, ek het hierdie guns van die Here op my lewe nodig, ek wil hê jy moet die hand uitsteek. Jy sê, man van die Here, ek gaan deur 'n moeilike situasie. Ek wil hê jy moet die hand uitsteek. Man van die Here, ek het 'n deurbraak nodig. Ek wil hê jy moet die hand uitsteek. Man van die Here, ek is in 'n hofsaak. Ek wil hê jy moet die hand uitsteek. Man van die Here, ek is in 'n hofsaak met CCMA en 'n sekere company en dinge wil net nie in my guns draai nie. Ek wil vra, steek jou hand uit in die naam van Jesus Christus. Man van die Here, my finansies is deur mekaar, my finansies kom nie reg nie. Dit lyk nie vir my, ek het enige genot in my finansiële lewe nie. Ek wil hê jy moet die hand uitsteek in die naam van Jesus Christus. Man van die Here, ek is op soek na werk, ek soek werk, ek kry nie, ek het my CV hier gelos, ek los dit daar, ek gooi hier in, ek gooi daar in, steek jy hand uit in die naam van Jesus Christus. Man van die Here, ek is op soek na 'n vrou, ek is op soek na 'n man. Man van die Here, ons soek 'n kind in ons huwelik, ons soek 'n kind in ons huis. Ek wil hê jy moet die hand uitsteek, en ek steek my hand uit vanaand na u toe. Ek sê, die Here sê vanaand in die naam van Jesus Christus, jy is kostelik in sy oë, en hy sal volke gee vir jou. Hy sal mense gee in jou plek, in die naam van Jesus Christus. Die woord van die Here sê, jy sal deur die waters gaan, deur die riviere gaan. Hy sal jou nie oorstroom nie. Die woord van God sê, jy sal deur die vuur gaan. Dit sal jou nie skroei nie, want die Here is saam met u. In die naam van Jesus Christus, ek spreek daai werk tot stand wat u soek. In die naam van Jesus Christus, ek bid 'n sterker band in die huwelik in die naam van die Here. Ek bid finansiële deurbrake in die naam van Jesus. Mense wat jou skuld, wat jou nooit betaal het nie, wat jou heeltemal vergeet het, in die naam van Jesus Christus, daai geld kom terug. Ek roep jou geld, ek roep jou geld, ek roep jou deurbrake. Ek roep dit nou in die naam van Jesus, ontvang dit nou in die naam van Jesus. Elke persoon op hierdie broadcast wat siek is, sê, man van die Here, ek het 'n siekte in my liggaam. Man van die Here, dis kanker. Man van die Here, dis HIV. Man van die Here, dis hoë bloeddruk. Man van die Here, dis reumatiek. Man van die Here, wat sy naam ook al mag wees. In die naam van Jesus Christus, ek bedien genesing tot jou liggaam. In die naam van Jesus. Ek bedien genesing in jou liggaam, in jou gees, in jou siel. In die naam van Jesus. En by elke plek, elke persoon wat ingeskakel is, in die magtige naam van die Here. Iemand kom sê vir jou, jy sal nie lank lewe nie. Daar's 'n stem binne in jou wat by jou sê, jy sal nie lank lewe nie. Daar's 'n stem binne in jou wat by jou sê, jou tyd is op. Daar's 'n stem binne in jou wat by jou sê, hang jou op en as 'n stem binne in jou wat by jou sê, commit suicide. In die naam van Jesus Christus, ek staan as 'n man van God. Ek spreek lewe.
Ek spreek lewe. Ek sê jy sal lewe. Ek sê jy sal lewe. Ek sê jy sal lewe. Dis nie jou tyd nie, in die magtige naam van Jesus Christus. Jy sal lewe. Ontvang lewe nou. Ontvang lewe. Ontvang genesing. Ontvang lewe. Ontvang genesing. In Jesus magtige naam. Ek sien die Here bring restaurasie in mense se liggame. Ek sien restaurasie in mense se finansies. Ek sien restaurasie in mense se lewens. Ek sien restaurasie in huwelike. Ek sien restaurasie. Ontvang restaurasie in die naam van Jesus. Ek sê ontvang restaurasie in die naam van Jesus. Die vloek is gebreek. Die vloek is gebreek. Die juk is gebreek. Die las is gebreek. Die kettinge is gebreek. Elke houvas van die duisternis op jou lewe is gebreek. Elke demoniese manipulering op jou lewe is gebreek. In die naam van Jesus Christus. In die naam van Jesus Christus. Dankie Heilige Gees van God. Elke houvas, elke addiction is gebreek in Jesus magtige naam. Die Here sê, hulle wie ek gemaak het met my hande, hulle wat ek geformeer het, so seën die Here u. In Jesus magtige naam. Baie dankie Here, my siel aanbid u naam, my siel loof u. Dankie Vader vir hierdie broadcast. Dankie Vader vir elke individu wat ingeskakel het. Ek bid Vader, dra elke individu deur hierdie naweek. In Jesus magtige naam, beskerm hulle teen elke motorongeluk en teen elke ongelukke, kom beskerm hulle, behoed en bewaar hulle kinders, hulle families in hierdie vakansietydperk, Vader. Ek bid, kom bewaar hulle, kom beskerm hulle in die naam van Jesus Christus die Nasareëner. Ek bid, Here, hou u hand oor hulle lewens, dat die lig van God skyn op hulle lewens, in Jesus magtige naam. Die Here seën julle, die Here seën julle, julle moet altyd onthou, Jesus Christus is lief vir julle. Shalom.